Familiekerk, Bottelarij in Brackenfell. Mag jy iets hier van Jesus ervaar wat jou lewe sal verander. Baie welkom. As hy kom op die wolke van die hemele, elke oog sal hom sien, elke tong sal bely. As hy kom Goed, so môre, soos julle kan sien, ja, is ek hier om vanoggend 'n bietjie te brag. Okay? So, hierdie is al my medaljes wat ek gewen het, toe ek gehardloop het, halwes en volles, Bonnievale, Parelberg, Kaapstad, en Valsbaai nog 'n klomp. Okay. Vir die van julle wat hardlopers is, nie so Steens nie, hy is in 'n ander kategorie. Hy het gister 'n marathon gehardloop in 3 ure something, maar my PB
op 'n 21 was 'n sub 90 gewees, okay? So, die ding wat julle van brag af moet weet, is dit verdwyn baie vinnig. So vinnig, daar's 'n uitdrukking wat ons sê, want ons as mens, as ons brag of as ons dink aan onsself, dan vergelyk ons onsself baie vinnig met iemand anders. Is dit nie so nie? Dis gewoonlik wat gebeur. En daar's 'n uitdrukking wat sê in Engels, keeping up with the Joneses. Alright? Nou dis letterlik wat die week met my gebeur het. Want ek het bietjie daar by die Joneses gaan kuier, by Tanya en by Zander, en toe baie vinnig gesien, ek het eintlik verskriklik min medaljes, en toe nou maar aanvaar dat dis hoe die lewe is. So ek het toe nog gedink die beste sal wees, want julle glo my nie, ek kan dit sien, om hulle te nooi om nou vandag hier te wees, dat hulle vir julle kan wys hoe lyk regte medaljes. Okay, so help my om te verwelkom die Joneses op die verhoog. Corneille, sorry. Ek het nou so bly. Sê gou vir my, wat is jou naam? My naam is Toby Jones. En wat is jou naam? My naam is Misha Jones. Misha Jones. Toby, sê gou vir my, hoe oud is jy nou? Ek is 9 jaar oud. Okay, great. Misha, sê gou vir my, hoe oud is jy nou? Ek is 8 jaar oud. Ek weet, ek vergeet heeltemal ook Misha hoor. So dit is verstaan. Toby, sê gou vir my, al hierdie medaljes wat jy nou het, vertel my 'n bietjie meer van jou medaljes. Watse medaljes het jy alles daar? Ek het van swem, atletiek en rugby. Rugby? Okay, amazing. Misha, vertel ons gou 'n bietjie van jou medaljes. Wat het jy alles daar? Ek het gimnastiek, hardloop en swem. En swem. Amazing. Nou, wat julle nie eers weet nie, is dat by die huis is daar nog trofees in die kas ook. Ek het gesê, asseblief los net dit daar. En wat my so ontstel het, toe ek nou begin brag, is die twee is eintlik maar nog net pekaninies. Dit beteken oor 'n jaar of 2 jaar is hierdie 10 dubbel die hoeveelheid medaljes wat hulle het. Jy weet, ek het nie 'n kans nie. So dis wat gebeur wanneer ons brag. Right? Ons vergelyk onsself met ander. Nou Misha, ek het nou gewonder, nê? Wil jy nie vir ons net 'n bietjie wys 'n paar van jou gimnastiek moves nie? Dat ons net sien hoe lyk dit. Nou sê. Toby, maak plek. Amazing. Baie dankie Misha, kom ons gee vir Misha 'n lekker hande klap. Nou, wat julle nie van Toby weet nie, is hy sommer so op die sideline speel die man golf ook, alright? Nou, you might be witnessing nie net die geboorte van 'n ster nie. Ek dink ons mag dalk die nuwe Ernie sien en beleef. Nou, die van julle ouens wat so 'n bietjie weet van golf, ek het al gesien, ek dink Ludwig en Melt is hierso. Ouens, ek weet julle wil werk aan julle swing, vang 'n paar tips vanoggend by Toby. Hy sal na die tyd op beskikbaar wees vir handtekening en so aan. Maar check gou 'n bietjie wat Toby kan doen met 'n golfstok. So, kom ons kyk gou 'n bietjie na Toby. Toby, ja, sê. Right. Wys gou 'n bietjie daar vir hulle met 'n golfstok wat jy kan doen. Alfred, staan jy gou vir ons daarso? Wat se kant toe gaan ons eers? Okay, let's go. Vat jou tyd. Lê alles in die swing, alright? Hoe kan jy meer akkuraat? Gooi ons gou een aan pappa se kant toe, Toby. Check bietjie of hy kan raakvang. Ouens daar in gym is maar bietjie, weet jy waar is die ball sense nie. So check dit uit. Jy moet koester. What a catch. What a catch. There we go. Altyd 'n 2. Okay, kom ons vat try nog een, Toby. Vat jy tyd. Daar sê kyk mooi, ons kyk of hy kan vang. Check dit uit.
Very nice, baie goed. Toby, gou net 'n laaste vraagie vir jou. Sê gou vir my, Toby, van jou of Zander, jou pa, wie is nou eintlik die beste? Het ek net gehoor. Ek. Alright, kom ons gee vir 'n lekker handeklap. Baie dankie. Julle twee, ons waardeer. Ek het gou weer daai nodig. Right. So, terwyl ons nou daar kuier by mekaar, gesels ons oor waaroor ons vandag gaan gesels. En dit is daar dan medaljes in die hemel? En dis is ons onderwerp vandag. Nou nêrens in die Bybel praat hy spesifiek van medaljes nie, reg? Hy praat wel baie duidelik van 'n beloning. Hy praat baie duidelik selfs van krone, maar nêrens spesifiek oor dit nie. Vriende, ons het vir jaar gesê ons wil graag dieper gaan. Nou ek is vir julle eerlik as ek vir julle sê, hierdie is nie 'n maklike onderwerp om oor te praat nie. Want ek dink dit is so belangrik dat ons dit regtig goed en reg sal verstaan, dat ons sal besef wat die woord bedoel as hy sê dat daar is vir ons 'n beloning. En hoe kan ons dit toepas in ons lewe dat dit vir ewig 'n verskil maak in jou en my lewe? Nou wanneer die Bybel praat oor beloning, dan praat hy en hy koppel dit altyd aan werke. Maar dit is uiters belangrik dat ons dit reg sal verstaan. So ek wil julle gou help, as ons gaan kyk na Efesiërs 2, as ons daar kan begin en ons verstaan dit reg, dan maak dit sin dat die woord vir ons sê, dit is eintlik verskriklik belangrik om bewus te wees en ook dit in ons lewe toe te pas. Nou in Efesiërs 2 tussen vers 8, 9 en 10, tussen vers 9 en 10 is daar 'n baie duidelike skeidslyn. En daai skeidslyn moet ons bewus wees van, want dit begin deur te sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag brag nie. Pieter, nou het jy dit nou. Daar's niks wat ek kan doen in die geestelike konteks om daai gawe waarvan die Here hier praat te verdien nie. Inteendeel, daar's nêrens wat ek plek het in my geestelike journey wat ek kan roem nie. Vriende, ek wil julle gou vanoggend dit saam met my lees. Ek wil hê moet dit hardop lees, dat jy die woord self kan hoor, en die woord met ons harte sal praat vanoggend. Is julle reg? Hier gaan ons. 1, 2, 3. Want uit genade is ek ervaar die passion hier so nie. Okay, ek het nodig dat jy lekker hardop, jy moet jouself kan hoor, jy moet die buurman langs jou kan hoor. Is jy reg, vriende? Hier gaan ons. 1, 2, 3. Want uit is jy gered deur die geloof, en dit nie uit jouself nie. Dit is 'n gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Jy moet nie brag nie, roem. Hierdie jong mense van vandag, hulle mix mos alles, jong. Alright, so hier is dit verskriklik belangrik dat ons sal verstaan wat daardie skeidslyn is tussen vers 9 en vers 10. Okay? Daardie skeidslyn is die woord wedergeboorte. En kom ek gaan net gou terug saam met jou na Nikodemus waar hy saam met Jesus is. En hy vra vir Jesus, hoe moet ek weer gebore word? Hoe kan ek in die koninkryk van God inkom? Hoe kan ek saam met u wees? En Jesus sê vir hom, Nikodemus, jy moet weer gebore word. En Nikodemus sê, maar hoe? Ek is 'n ou man, hoe gaan ek terug in my moeder se skoot? Jesus, hoe gaan ek dit regkry? En Jesus sê vir hom, nee Nikodemus, jy moet weer gebore word deur die Gees.
Jy moet met ander woorde glo met jou hele hart dat Jesus Christus is wie hy gesê het hy is. Jy moet met jou mond kan bely dat Jesus Christus is die enigste weg na die Vader. Daar is geen ander pad na die hemel as deur Jesus Christus nie. En daai skeidslyn is verskriklik belangrik, want hier kom dit waaroor ons vandag gaan praat. Maar dit is vir ons belangrik om hierdie konteks te verstaan en te sien waar kom dit vandaan. Van hierdie volgende versie, absolutely, dit maak so impak op jou lewe. Nie net nou en vir dit wat ons elke dag doen met ons lewe nie, maar vir 'n ewigheid. Lees dit saam met my. As jy reg, hier gaan ons. 1, 2, 3. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Nou is belangrik dat ons verstaan, hier's 'n voor en hier's 'n na hierdie skeidslyn. Kom ons kyk gou na 'n paar woorde om ons te help om dit te verstaan nog beter. Die eerste ene is werke. Aan die voorkant, ouens, beteken my werke absoluut niks. Na hierdie skeidslyn is my werke vir God verskriklik belangrik. Bruce Wilkerson het 'n boekie geskryf, A Life God Rewards, 'n lewe wat God beloon, way back. En ek sal nooit vergeet toe ek het gelees het vir die eerste keer, is dit asof jy half stoei met hierdie gedagte van, maar dis aan alles vir my verniet gegee. Ek kan nie dit wen nie, dit is 'n gawe, dit is 'n geskenk wat God vir my gegee het. Maar aan die ander kant is die woord geweldig duidelik daaroor dat my en jou werke tel vir hom verskriklik belangrik. Hy skryf die volgende, hy sê, while our works are worthless in securing us a place in heaven, they are integral in determining our experience in heaven. Die tweede woordjie waarna ons kyk is geloof en gedrag. Die sleutel hier is geloof. Wanneer ons voor wedergeboorte is, die enigste manier, julle, wat ek en jy dit kan maak, is deur my en jou geloof, jou oortuiging in jou binneste, daar is net een manier en dit is Jesus Christus. Na die tyd is my gedrag vir God baie belangrik, my optrede, selfs die motiewe van my hart. Dan kyk ons na die woordjie geskenk versus gekroon. As ek dink aan geskenk, dit is iets wat ek ontvang. Dis die lekkerste ding om 'n persent te kry. Is dit nie so nie? Dis iets wat ek kry by iemand anders en hulle gee dit. Al wat ek moet doen is ek maak dit net oop en ek vat dit, dis myne. Maar duidelik is die woord dat as ek dit glo en dit toepas, dan is daar die potensiaal in my lewe om gekroon te word in die ewigheid. As ons kyk na nog twee woorde, aan die een kant is dit veroordeel, aan die ander kant is dit beoordeel. Ons sien duidelik dat daar soos 'n regterstoel, waarvoor elkeen van ons, elke mens op hierdie aarde gaan voor God se regterstoel staan. Aan die een kant gaan daai persoon veroordeel word wat nie weergebore is nie, en die een wat na dit is, wat as jy weergebore is, jou lewe gaan beoordeel word. In Openbaring sien ons baie duidelik dat die woord praat van die wit troonoordeel van God. En daar sal die persoon wat voor hom staan, sal God kyk en sê, jou naam is nie geskryf in die boek van die lewe nie. Jy het nie in geloof jou lewe aan my oorgegee nie. Jy het nie en jy kon nie bely met jou lippe dat Jesus Christus die enige weg is nie. En daar is die woord duidelik, julle. Jy sal veroordeel word. Jy sal geplaas word weg van God af. Daai weg beteken daar's 'n hel wat voorberei is vir mense wat Jesus Christus nie herken het nie, wat nie weergebore is nie, sal vir ewig
in die hel wees. Aan die ander kant sê die woord dat ek en jy sal beoordeel word. In 2 Korintiërs 5 vers 10 sê dat ons almal moet voor Christus se regterstoel gaan staan. Die Griekse woordjie vir daai regterstoel is bema. Gaan nou 'n bietjie praat daaroor dit. Op die laaste dag sal hy sy uitspraak lewer oor alles wat ons tydens hierdie lewe gedoen het. Kyk gou hierna wat dit sê. En ons sal dan beloon word volgens dit wat ons gedoen het. Ek het nodig dat jy by my is. Okay, kom almal van julle. Ek wil hê jy moet dit saam met my lees. As jy reg net daai gedeelte 1 2 3 gaan ons sal dan beloon word. Mag jy vir my sê Pieter, maar hoe werk dit? Ek weet nie. Ek genuine weet nie hoe dit gaan werk. Maar ek glo met my hele hart dat die God wat ek leer ken het, is regverdig. Ek is oortuig in my wese dat dit wat God daar gaan doen daai dag 100% regverdig gaan wees. Hy is 'n regverdige regter. En dit wat hy gaan doen op daardie oomblik, kan ek nie in twyfel nie. Want die oomblik as ek daarin twyfel, dit is asof alles uitmekaar uitgaan. En daarom glo ek dat God vir jou en vir my en vir elke mens op hierdie aarde sal hy regverdig oordeel. Nou, Paulus gebruik 3 analogieë, 3 voorbeelde wat ek en jy mee kan assosieer, goed wat in die alledaagse lewe gebeur, wat ons kan sien en verstaan en daarvolgens ons lewens inrig. Alright, so die eerste een wat hy vir ons gee is die van 'n rentmeester. Nou, ek weet jy's 'n rentmeester, right? Ek weet jy's 'n rekenmeester en as dit kom by hierdie goeters is 'n paar goed wat jy belangrik moet weet van syfers, okay? Eerstens, jy as 'n reminder het met niks in hierdie lewe ingekom nie, right? Jy gaan by the way met niks hier uit nie. Vir die van julle wat valstande het, sorry vir jou. Jy gaan met gums daar aankom, okay? Alles wat ons op hierdie aarde gemaak, dit bly. Weet jy hoe weet ek, jy weet dit? Van meeste van ons wat hier sit vandag het 'n wat? 'n testament. Jy weet, jy moet maar die goed los, want jy kan dit nie saam met jou vat nie, right? So dit is wat gebeur, dat ek en jy sal weet, alles wat ons het, behoort nie aan my nie, so ek is bloot, eenvoudig, 'n rentmeester. En die vraag eendag gaan nie wees, wat het jy alles gehad nie? Die vraag gaan wees, wat het ek gedoen met dit wat ek gehad het? Dis amper soos asof jou lewe gaan geaudit word. Meeste van julle is nou klaar met jaareinde, right? En ek weet, ek kan sien, julle is eintlik as jy ontspan sommer so 'n bietjie. Maar die feit is, hulle sê, numbers don't lie. At its core, if the numbers are accurate, it is a truth. But the numbers are what they are, but they can be presented in a way which creates a lie. Nou, ek wil nie vandag oor ons land praat nie, maar julle hoor wat ek vir julle sê, reg? Julle het julle prentjie. Numbers don't lie, ouens. Kom ons kyk gou wat sê Romeine 14 vers 12. Sorg daarom dat jou eie saak reg is wanneer jy die dag voor God se troon gaan moet staan, want jy sal op daardie dag net verslag oor jou eie lewe aan hom moet doen. Een ding wat jy moet weet is wanneer ons voor God staan, dan is dit 'n audience of one. Jy gaan voor net een persoon staan en dit is God drie-enig, reg? Maar jy gaan alleen daar wees. Jy gaan nie kan sê, maar hoorie nee, my geestelike leier of my dominee of daardie oue dit en dit gesê nie. Dit gaan ek en ek alleen wees. En ek persoonlik dink, dit gaan soos 'n audit wees. Dit gaan in detail wees. Gaan God na jou en na my lewe kyk. Dan die volgende ene is 'n boumeester. Ek het vanoggend vir Leon nie gesien, Leon Bouwer, en ek weet daai man, as jy wil weet van kwaliteit, nee.
En alles in hierdie vers, jy gaan net die vers vir julle lees, ek gaan niks verder daaroor sê nie, dat jy sal hoor en verstaan wat dit beteken oor hoe ons met ons lewens omgaan en bou. Op grond van die genade wat God aan my bewys het, het ek soos 'n meesterbouer die fondament gelê. Wie is die fondament? Jesus Christus is die fondament. Ander bou daarop voort, maar elkeen wat op hierdie fondament bou, moet baie versigtig wees hoe hy dit doen. As enige iemand op daardie fondament bou, kan hy goud gebruik. Hy kan silwer gebruik of edelstene, of hy kan hout of hooi of stopsels gebruik. Daar kom egter 'n dag wanneer die kwaliteit van elkeen se werk aan die lig sal kom. Van hierdie vuurtoets sal dit bekend maak. Die mense wie se bouwerk standhou, sal deur God beloon word. Maar die mense wie se bouwerk deur die vuur verteer word, sal skade ly, alhoewel hulle self gered sal word. Jy vra vir my, Pieter, hoe gaan dit werk? Ek weet nie. Dis ook maar vir in die begin gesê, hierdie is 'n moeilike onderwerp om oor te praat. Maar ons het vir onsself gesê, ons wil dieper gaan vir jare, is dit nie so nie? En dit is belangrik om te verstaan en te sien, wat is daai verskil, en dat jou lewe maak saak. Elke ding wat ons met ons lewe doen, vir God. Nou die laaste ene, nou, ek moes gaan vir hierdie woord, ek het toe uitgevind, dit is 'n erkende Afrikaanse woord, maar anderster sou julle dit nou makliker vir julle om dit te onthou. So ons het 'n rentmeester, ons het 'n boumeester en ons 'n baanmeester. En ek vir Christen Marie dadelik gevra, wat is 'n boumeester? Ag, 'n baanmeester, toe sê sy vir my, sy dink dadelik aan netbal. Perfek, reg. So dit gaan oor sport, en ek dink almal van ons, meeste van ons kan assosieer met sport, right? So, 1 Korintiërs 9 vers 25 sê, as iemand resies wil wen, oefen hy eers hard. Met 'n gewone resies is die prys vir die wenner klein, maar die resies van hierdie lewe is die prys vir die wenner baie groot. En dit hou vir altyd. Ek wil gou vanoggend iemand uitsonder. Julle ken haar nou reeds. Ek wil vanoggend oor Misha praat. Misha? Onthou jy die dag toe ek en jy mekaar by die gym gekry het? Nou, julle het Misha se medaljes gesien vandag, right? En julle het gesien sy het 'n medalje gekry vir swem. Maar wat julle nie weet nie, is dat Misha het geoefen na daai groot swembad. En toevallig, dit was 'n rukkie terug, Tanya, was 4-5 weke terug. Toe kry ek vir Misha, waar sy op en af in daardie baan swem, waar sy regmaak vir haar kompetisie. En Misha, ek wil vandag vir jou sê, ek is so trots op jou. Mooi so. Well done. En binne in jou en my hart, dink ek dis die woorde wat ons begeer om te hoor. Well done. Pieter, daar waar niemand jou gesien het nie, daar waar jy is en waar jy leef en waar jy werk in jou huis, in jou verhouding met jou vrou, met jou kinders, by die werk waar jy is. Pieter, maar jy ken nie my baas nie, jy is reg. Bernie se vers wat hy vir my gegee het, destyds, wat jy ook al doen, doen dit van harte vir die Here en nie vir mense nie. So gaan terug môre as jy by die werk is en doen dit met daai oortuiging. Daar waar niemand jou sien waar jy oefen nie. Daar waar jy jou geestelike lewe uitlewe waar niemand vir jou erkenning gaan gee nie. Want daar's net een erkenning wat vir my en vir jou regtig saak maak op die einde van die dag, op die laaste dag, wanneer ek voor die bema staan, wanneer ek voor Jesus Christus staan en hy vir my sê, mooi so. Ek wil jy moet verstaan, dis God se begeerte. Dis Jesus Christus se begeerte om jou te beloon. Dis sy grootste hart. Hy gee vir jou elke dag geleenthede, dat dit wat jy glo, dat jy dit kan toepas in jou lewe. Dat jy daai werke sal gebruik. Jy's gebore spesifiek vir 'n rede om dit toe te pas in jou lewe. Julle kan gou vir ons opkom. Jy sien, ek wil hiermee afsluit. Want die kerk is in 'n sin, maar soos 'n gym. Reg?
Dis 'n plek wat ons begeer. Tersius lei ons hier in elke keer. En herinner hy vir ons aan een ding. Jesus Christus is die hoof. Hy is die fundament wat ons lê. Alright? Nou party van julle is soos gym members soos ek. Okay, waar is my gympartner? Hier sit sy hier voor. Alright, en jy weet mos nou, baie keer gaan ek net gou gym toe en ek swipe net gou, laat ek net seker maak my daai voordeel wat ek het by Discovery verval nie. Julle ken daai storie, nee? Ek weet dis van julle wat net kom swipe gou op 'n Sondag, ek verstaan dit. Maar luister nou vir my baie mooi, alright? Jy wil eintlik in die gym betrokke wees. Jy wil soos Misha wees, jy wil gaan swem en jy wil seker maak dit maak 'n verskil. En dieselfde vir jou en vir my. Ons hart in hierdie gemeente is om 'n plek te skep, 'n gym te skep waar jy kan kom en jy kan deelneem. Besef jy dat op 'n Sondag wat hier gebeur, dis nie maar net 1 of 2 mense, dis 'n klomp mense wat op 'n Sondag help. Daar's mense daar agter in die tegniese span. Hierdie span wat vandag hier voor is wat brand new is. Hulle is jonk. Hulle is in die diep kant ingegooi. Dit is vir ons so lekker om te sien dat daar's 'n ruimte vir jou om jouself te kan kom uitleef. Daar's kinders daar buite op hierdie oomblik besig. Hulle het registrasie nodig, hulle het mense wat nodig wat hulle gaan help daar. Daar is so baie geleenthede vir jou op 'n Sondag hier betrokke te wees. Julle weet hoe voel ons oor uitreike. Uitreike is vir ons so belangrik. Ons skep hierdie geleenthede waarop jy kan gaan en fisiese verskil gaan maak in hierdie wêreld. Ek weet nie hoe dit werk en hoe dit gaan werk in die hemel nie. Maar God kyk. Hy verlang. Hy begeer om jou te seën. Hy begeer om jou te beloon. En 'n beloning wat vir ewig gaan hou. Toby, my en jou medaljes beteken niks oor 2 weke nie, dat jy klaar vergeet ek het medaljes. Maar hierdie beloning waarvan die Bybel praat is vir ewig. Huiskerke is een plek waar jy kan by inskakel, waar jy jouself kan gaan uitleef. Op 'n Sondag vier ons celebrate, ons vier die Here en ons luister na sy woord, maar in die huiskerk kry jy geleentheid om te praat en te verskil met iemand anders. In hierdie week as ons praat hieroor by die huiskerke ook, dat daar 'n deelname kan wees en dat ons kan verskil met mekaar. Want dis hoe ek groei, dis hoe ek hoor wat ek glo. Dis hoekom dit belangrik is vir jou om by huiskerk ingeskakel te wees. Baie van die huiskerke is ook besig met uitreike en aktiwiteite. My uitnodiging vir jou vandag is basies dit. Wees betrokke. Gebruik daai gawe, daai talent wat die Here vir jou gegee het, om sy koninkryk te sien kom. Daar's nog so baie voorbeelde, maar ek wil eers moet afsluit hiermee. Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Wie tot God wil nader, moet glo dat hy werklik daar is en dat hy die wat na hom soek sal beloon. Dis my uitnodiging vir jou vandag. Daar's so 'n mooi beeld in Openbaring waar die woord sê en hulle het voor sy troon neergeval en hulle het gesing heilig, heilig, heilig. En as daar so 'n klein bietjie detail in die woord ingeskryf. Die woord is so amazing. En hulle sê hulle het hulle trone voor die troon, hulle het hulle krone voor die troon van God neergelê. Want op die einde van die dag gaan dit oor God en God alleen. Hy is heilig. En ek wil jou nooi vandag as ons hierdie aanbid en sê, you will always be holy, holy forever. Net daar waar jy sit, kom ons maak ons oë toe, ons gaan net hierdie gedeelte sing en ek wil jou uitnooi om dit te aanbid. Jy gaan alleen voor God staan, niemand anders gaan by jou wees nie. Hierdie is 'n oomblik wat jy dit op hierdie aarde kan beleef, wat jy in die hemel gaan beleef. Ek weet nie hoe dit gaan werk nie, maar wat ek weet, dat as jy jou hart oopmaak, as jy jou gedagtes oopmaak vir dit wat God nou vir jou wil sê, hoor, luister. So kom ons sing dit, kom ons sê, you are holy, you will always be holy forever. Holy forever. You always be holy, holy forever.
is dat U hier is. You will always be. You will always be. Dit gaan net oor U. Dis net U en U alleen, Here. Ek kyk hier in U oë en ek begeer dat U met my sal praat en my sal wys in my eie lewe. Waar is ek? Is ek voor hierdie lyn? Is ek agter hierdie lyn? Holy forever. Ek wil jou vra vandag. As jy daar so sit vandag en jy besef, weet jy wat Pieter, ek is voor hierdie lyn. Ek het nog nie hierdie keuse gemaak nie. Ek is nie weergebore nie. Of ek twyfel soms, Pieter, ek is nie seker nie, want ek vandag spesifiek wil ek met jou praat. En ek wil jou nooi om daai besluit te maak. Die beste tyd altyd is om daai besluit nou te maak. Maak toe jou bid. Dis 'n saak hierdie tussen jou en die Here. As jy vandag vir die Here Jesus wil sê, Here, ek wil 100% seker maak dat ek weer gebore is. Wil ek hê jy moet dit bely vandag. Die manier hoe jy dit doen is deur jou hand op te steek. So net waar jy sit, steek net jou hand op en sê, vandag Here, begeer ek om weer gebore te wees. Dankie. Ek sien hoe die mense hulle hande opsteek. Hierdie is so belangrik dat jy nie vir 'n oomblik sal hoef te twyfel hierna nie. Dat jy met jou mond bely, dat jy met jou hart glo dat Jesus is die Here. Net daar waar jy is. Ek wil jy met jou hand gou ophou vir my. En daar's al mense is wat rondom hulle sit. Kom ons sit gou ons hande net op hulle daar, net vir 'n oomblik, alright? Bid gou saam met hulle. En julle wat jou hand opgesteek het, bid hierdie gebed saam met my. Vader, ek kom na U toe in Jesus naam. Eerstens bely ek vandag ek kan nie op my eie nie. Ek het U nodig. Jesus, ek vra dat U my genadig sal wees, dat U my sal vergewe. Dat U deur U Gees, Heilige Gees sal kom en dat ek vandag my lewe vir U gee. Heilige Gees, kom en raak elke hart en elke hand aan hierso vandag wat gesê het ek wil seker maak dat ek is weergebore. Julle hierdie praat ons van vir ewig. Ons kan nie met ons menslike verstand vir ewig verstaan nie. Dis iets wat God in elke mens se hart gesit het en jy moet dit begeer om dit te verstaan in jou binneste. Mag dit so wees vir jou vandag. Miskien as jy vandag hierso en jy sê Pieter, ek begeer om beter te verstaan wat dit beteken om ook my lewe so in te rig dat dit God behaag. En ek glo met my hele hart dat elkeen van ons begeer dit. So ons gaan afsluit met 'n lied. En as jy dit vandag sing, sing dit nie omdat jy dit vir mense sing nie, sing omdat jy besef dis net een mens, dis net een persoon wat saak maak en dit is God alleen. He is my audience of one. Ek doen dit vir hom en vir hom alleen. Jesus, Jesus, you're the name above all names. Jesus, Jesus, you're the Lord of everything. Jesus, Jesus, you're the name above all names. Jesus, Jesus, you're the Lord
You are my hope in a hopeless world, my tower of strength when nothing seems to work. You're the glimmer of light in my darkest hour. Jesus, Jesus, you're the anchor of my soul. Jesus, Jesus, you lived and died for me. Jesus, Jesus, you have come to set me free. And you are my hope in a hopeless world, my tower of strength when nothing seems to work. You're the glimmer of light in my darkest hour. Jesus, Jesus, you're the anchor of my soul. I keep on falling, falling, falling on this road that I'm on, but you keep on holding and holding on to me. Your grace increasing as I'm breathing your breath into my lungs. Jesus, Jesus, I keep on falling, falling, falling on this road that I'm on, but you keep on holding, holding on to me. Your grace increasing as I'm breathing your breath into my lungs. Jesus, Jesus, I keep on falling, I'm falling, I'm falling on this road that I'm on, but you keep on holding, holding on to me. Your grace increasing as I'm breathing your breath into my lungs. Jesus, Jesus, you are my hope in a hopeless world, my tower of strength when nothing seems to work. You're the glimmer of light in my darkest hour. Jesus, Jesus, you are my hope in a hopeless world, my tower of strength when nothing seems to work. You're the glimmer of light in my darkest hour. Jesus, 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 you're the anchor of my soul.